Ons is genoeg mense al om te kan begin saam sing. Voordat so 'n paar liedere saam sing, ek gaan dit nie afkondig elke keer nie. Oh
susters. Ons sê baie hartlik welkom aan besoekers wat hier saam met ons is. Kan nou nie mooi sien nie. Ek sien ons is reggemaak vir tee ook vanmôre. Jy is baie hartlik welkom om saam te kom tee drink na die diens. So dankbaar vir almal wat kan saam wees vandag hierso. Hierdie Paasvrydag. Ons gaan voor die Here nader, net as ons fotum vir lied 241, vers 1 en vers 2. Daarna gaan ons die seën van die Here ontvang, en dan gaan ons geloof saam bely. Dis tog waarom ons ook vandag saam is in geloof. Ons gaan die eerste 2 verse van die beruiming sing, daarna sal ek die res van die belydenis voorhou. So kom ons staan wanneer ons voor die Here nader. So belangrik, want dit is waarom ons voor die Here kan staan, want Christus laat my voor U staan. Deur sy bloed neem U my aan. Daarom wat dit moontlik is, dat die Here ons dan ook groet met sy seën. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Van
Hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Voordat ons die woord van die Here lees, kom ons nader eers in gebed. Here, ons almagtige God, ons Vader wat in die hemel is, deur ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Ons dank U, Here, vir die genade dat ons in U teenwoordigheid kan leef as vry mense. Ons dank U dat ons vandag ook besonderlik weer kan herdenk hoe dat U vir ons die verlossing bewerk het. Dat U, o Vader, die beloftes wat U dwars deur die eeue gemaak het van verlossing uitgevoer het deur U Seun. Dat U, o Seun, na hierdie wêreld gekom het, kom mens word het, en tussen ons kom woon het, ons skuld op U geneem het, dit gedra het aan die kruis, die oordeel gedra het, sodat ons die lewe kan hê. Dat U, o Heilige Gees, die geloof in ons harte kom werk het, ons kom lewend maak het. Dat ons hierdie dinge as waar kan aanvaar en daarom hier op 'n Vrydag by mekaar kom om U te loof, om God te loof en te prys, U die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ja, want aan U, die ewige, enige, ware God, kom al ons lof toe, al ons dank, van nou af tot in alle ewigheid. Ons bid, o Here, dat U ons dan ook nou sal lei deur die Gees en die Woord, dat ons U evangelie ook opnuut hoor. Dankie dat ons kan bid tot U deur ons Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil 'n paar gedeeltes van môre uit Matteus 26 lees. Die eerste gedeelte is net nadat hulle die Paasmaaltyd geëet het en wat die nagmaal ook ingestel is, wat die Here vir sy disippels sê. Toe sê Jesus vir hulle: julle sal almal in hierdie nag van my afvallig raak. Die ou vertaling sê julle sal in my aanstoot neem. Die Griekse woord is skandalizo, waarvan skandaal afkom. Het kan ook vertaal word, julle sal oor my struikel en in sonde val. Daar staan immers geskryf, ek sal die herder neervel en die skape van die kudde sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. Petrus het egter vir hom gesê, selfs al sal almal van u afvallig raak, ek sal nooit afvallig raak. Jesus het hom geantwoord, amen, ek sê vir jou, jy sal my in hierdie nag voor 'n haankraai 3 maal verloon. Petrus sê toe vir hom, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloon nie. Al die disippels het dieselfde gesê.
vers 47. Daar in die tuin, nadat Christus gebid het daar, Jesus was nog besig om met sy disippels te praat, toe Judas, een van die 12, skielik daar opdaag. Saam met hom was daar 'n groot menigte met swaarde en knuppels, gestuur deur die leierpriesters en familiehoofde van die volk. Sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee. Die een wat ek soen, dit is hy. Gryp hom. Hy het dadelik na Jesus gegaan en gesê, gegroet Rabbi, en hom gesoen. Jesus het vir hom gesê, vriend, doen waarvoor jy hier is. Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. En skielik het een van die, saam met Jesus, na sy swaard gegryp en dit uitgetrek. Hy het die slaaf van die hoëpriester getref en sy oor afgekap. Hierby net 'n kantaantekening of 2. Johannes sê vir ons dat hierdie een wat sy swaard gegryp het, Petrus was. En wanneer ons slaaf van die hoëpriester lees, dan dink ons baie keer nou maar aan 'n lae dienskneg. Maar 'n slaaf of dienskneg kon hoë posisies bekleed. Dink maar byvoorbeeld aan Nehemia, wat die skinker is van die koning, en dan deur die Persiese koning gestuur word as gouverneur na Jerusalem. Die hoëpriester was in beheer. Was eintlik hy wat die opdrag gegee het. Hierdie slaaf van die hoëpriester was waarskynlik die leier van hierdie klomp mense wat op Jesus kom toesak. En dis met ander woorde Petrus wat met die ene wat voorloop, kan ons maar sê, in 'n skermutseling betrokke raak. Hy het hom dan getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, bære jou swaard op sy plek, want almal wat die swaard opneem sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie, ek kan maar net my Vader aanroep, en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie? Maar hoe sal die skrifte dan vervul word wat sê dat dit so moet gebeur? Op daardie oomblik het Jesus vir die menigte gevra, het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en knuppels om my gevange te neem. Dag na dag het ek op die tempelterrein gesit en onderrig gee, en julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit alles het gebeur sodat die skrifte van die profete vervul sou word. Daarop het al die disippels hom in die steek gelaat en gevlug. Vers 69 aan met die verhoor, daar die nag, Petrus het buite gesit in die binnehof. 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook saam met Jesus, die Galileër. Hy het dit egter voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. En 'n ander diensmeisie het hom na die poort sien loop en sê toe vir die mense daar, hierdie man was saam met Jesus, die Nasareëner. Weer het hy dit ontken met 'n eed. Ek ken die man nie. Na rukkie het die omstanders nader gekom en vir Petrus gesê, jy is beslis ook een van hulle. Trouwens, jou uitspraak verklap jou. Daarop begin hy vloek en sweer, ek ken die man nie. En onmiddellik het 'n haan gekraai. Toe het Petrus die woorde onthou wat Jesus gesê het, voordat 'n haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het na buite gegaan en bitterlik begin huil. Lees tot sover. Was Petrus 'n lafaard? Baie keer hoe hy voorgehou het, is 'n lafaard. Partykeer word dit 'n morele lesie. Moenie soos Petrus wees en 'n lafaard wees nie. Baie keer word Handelinge 2 ingetrek en gesê, maar kyk, hoe verander die Heilige Gees 'n mens? Natuurlik is die Heilige Gees se werking baie belangrik, maar is dit wat hier ter sprake is?
dat Petrus 'n lafaard is. Petrus het onderneem, hy het gesê, Here, ek sal u met hand en tand verdedig. En hy het dit inderdaad ook probeer doen. Hy gryp sy swaard en hy begin baklei, waarskynlik met die leier van die afvaardiging wat daar aankom. Nou wat verander? Waarom verloon hy dan weer? Petrus se motivering is heel waarskynlik baie dieselfde as Judas se. Teleurstel, ontnugter. Petrus was bereid om te baklei vir sy koning, maar nou sê die koning, moenie. En hy moet toekyk hoe dat sy koning niks doen om homself te verdedig nie. Daar in die ondervraging. Vir een wat hy gedink het, wat hy gesien het as die Messias. Dit is nog die hele tyd Petrus se probleem, van sy eerste belydenis, waar hy gesê het, toe die Here vir hom gevra het, wie sê julle is ek? Wat hy gesê het, u is die Christus, die Seun van God. Maar net daarna, wanneer Christus vir hom sê, vir die disippels begin sê, ek gaan moet sterf, wat Petrus al daar met daai eerste aankondiging begin teëgaan het en sê, Here, maar dit is onmoontlik, dit kan nie. Waar die Here vir hom gesê het, Petrus, jy is vir my die Satan, gaan weg agter my, moenie probeer om dit wat God bepaal het in die wiele te wil ry. Maar soos almal, het Petrus nie die konsep kon verstaan dat Christus moet vir ons sonde kom ly en betaal. Dit was vir al die disippels se probleem. Dit was vir die volke probleem. Ons het reeds verlede Sondag daarby stil gestaan. Die volk wat roep, verlos ons. Wat glo, hier het ons die vervulling van die beloftes van die Here. En dan stel die Here hulle in totaal teleur, want hy doen nie wat hulle verwag hy moet doen nie. Petrus is saam met almal nog vasgevang in die gedagte van dit gaan oor 'n aardse koninkryk. Dit gaan oor Christus as 'n koning wat teen die Romeine moet optree. En Petrus is bereid om deel te wees van daai weermag wat hierdie koning ondersteun. Hy's bereid om op te staan, hy's bereid om die swaard te gryp en te baklei vir die geloof. En vir sy koning. Dan sê die Here vir hom, sit weg jou swaard. Hy laat hom weglei deur hierdie mense. Hy gaan staan daar voor die verhoor en hulle sê allerlei dinge, hulle klap hom in die gesig, hulle spoeg hom. En hy doen niks. Hy probeer nie die Joodse raad oortuig dat hulle nou moet begin optree en dat hy daar is om hulle te lei nie. Hy sê niks oor al die aanvalle op hom nie. Hy aanvaar alles net. En wat moet Petrus nou hiervan maak? Die probleem is hy verstaan nog nie en daarom ek ken hom nie om daarmee te sê ek is bang julle gaan my ook vervolg nie, want dis nie ter sprake dan. Maar soos wanneer ons van iemand sê wat ons teleurstel, ek weet nie meer wie is daai persoon nie. Mense sê dit partykeer selfs van hulle kinders. Ek weet nie meer wie is daai kind van my nie.
dis nie die kind wat ek groot gemaak het nie, dis nie die een wat ek geken het al my jare nie, hierdie een wat nou so optree, ek ken hom nie. Dis wat Petrus sê. Ek ken hom nie, ek wil nie meer met hom geassosieer wees. Ek begryp nie wat aangaan nie. Eers na die tyd wat die Here homself in alles duidelik aan hulle openbaar, selfs na sy opstanding sukkel hulle met. Die Emmausgangers wat nie verstaan nie. Die disippels, hulle worstel om te verstaan nog altyd, selfs nadat die Here homself aan hulle openbaar. Stelselmatig begin die volle omvang van wat Christus gedoen het, begin dit deurbreek. Begin hulle verstaan hoe dat die skrifte in hom vervul is. Maar in die begin verstaan hulle dit nie. En die vraag is vir ons, verstaan ons dit werklik? Nie, is ek 'n lafaard nie. Maar verstaan ek werklik ten volle dat dit waarvoor Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het, was om my oordeel op hom te neem. Om vir my sondes te betaal. Dit kan nie woorde wees ook, maar so baie keer wat mense teleurgestel word ook nog steeds in ons tyd. Mense wat glo, wat kerkmense is, wat wegraak. Die kerke is besig om leeg te loop en gaan vra mense, hoekom? En die meeste van die tyd is dit teleurstelling. Die Here het nie gedoen wat ek verwag het nie. So waarom moet ek nog aan 'n kerk behoort, kerk toe gaan, eredienste bywoon? Ek ken die Here nie meer. Dis baie mense se reaksie. Mense verwag 'n aardse Messias baie keer. Dis nie net die Jode wat daar onskuldig was nie. Ons het groot geword daarmee. Dis hoekom ons 'n oorlog gehad het op die grense, want ons beskerm die Christelike geloof. Die Here gaan die koninkryk vir ons in Suid-Afrika bring, ons moet daai koninkryk beskerm. Die koninkryk van God is gelyk aan ons vir jou Suid-Afrika. Dit was so baie mense se verwagting. Ons is Christene, ons glo in Jesus wat betaal het vir ons sonde, maar met die doel dat ons 'n aardse koninkryk hier in Suid-Afrika sal hê. Toe kom daar 'n politieke verandering. En mense moet die kerke verkondig, ja, dit is toe nie 'n volkskerk nie. En dit gaan nie net oor die politiek nie. Hoeveel mense het gesê, maar nou waarvoor was dit dan nou alles? Dis toe waar die kerke begin leegloop het. Wanneer het die kerke in Europa begin leegloop? Na die wêreldoorlog. Mense wat teleurgesteld is in hulle geloof, omdat hulle politieke aspirasies gehad het, wat in bloedige oorloë uitgeloop het, oorloë wat op die ouend op niks uitgeloop het, en mense wat ontredderd gewees het daarna en gesê het, maar wat is godsdienst voor? Nou kan die politiek nie meer werk nie, nou word dit voorspoedsgodsdienst. Nie noodwendige bepaalde politieke verbestel nie, maar my aardse voorspoed is belangrik. En mense begin hulle rug op die kerk draai, want ek het so gebid
en ek het my werk verloor. Ek het so gebid en ek het nie die goed gekry waarvoor ek gevra het nie. Ek het so gebid, maar ek het nogtans siek geword. Ek het so gebid, maar my ouer is nog steeds dood aan die kanker. Waarvoor is ek dan 'n gelowige, as dit vir my op hierdie aarde niks beteken? Jy sien, die Petrusse is vandag nog baie in die wêreld. Die verloning van die Here, omdat hy my verwagting teleurstel. Dis waarby ons altyd weer moet terugkom, waarby ons ook met Goeie Vrydag terugkom is, verstaan ek wat Jesus Christus werklik kom doen het. Dat hy vir my die koninkryk van God kom oopsluit het, deur vir my sonde aan die kruis te gaan. Hy het nie vir my gekom omdat my bravade hom beïndruk het, omdat ek soos Petrus kon sê, ek sal u nooit verlaat nie. Ek sal vir u veg. Hy het gekom omdat ek verlore was. Hy moes my kom red. Ten volle. Vandag wêreldwyd gaan ons ander boodskappe ook hoor. Boodskappe oor hoe die mense opgetree het en hoe dat ons nie die voorbeeld van Jesus volg nie. En hy word voorgehou as 'n mooi voorbeeld en mense word kwaad vir die Jode, want die Jode wat hom dan nou so onreg aangedoen het. En daar's die wat sê, dis die grootste ding wat ons verkeerd gedoen het in die wêreld, is om Jesus te kruisig. Ons moes hom nooit vermoor het nie. Ons moet beter wees in hoe ons liefhet. Mens, mens, mens. Ek. Baie min wat ons die boodskap hoor. Christus het vir verlore mense die oordeel aan die kruis gedra, nie omdat mense besluit het dit moet gebeur nie, maar omdat God se pad, se wil dit was, want daar's geen ander manier waarop daar vir my redding kon wees nie. Vir my het daar gaan. Kom ons sing dit na sittende saam, lied 389. Is dit my koning? Kyk daar, aanskou die mens. Ons kyk so, en ons verstaan nie altyd nie, maar dan, ja, ek kos hom die slaag, die smarte en die hoon. Vir my hang hy verlate en naak met doringkroon. Vir my was daar die wonde, vir my moes hy daar staan. Hy moes vir al my sonde die bittere kruisweg gaan. Kom ons sing hierdie 2 verse. Ek bid dit. Yes.
ons opnuut voor U, o Here, met erkenning dat daar geen ander manier was waarop ons gered kon word, as deur die lyding van ons Heiland nie. Dankie Here dat ons kan seker wees van U genade, van U verlossing, wat U vir ons bewerk het, elkeen van ons. Vergewe ons wanneer ons met valse bravade voor U staan, asof ons vir U eer kan optree, asof dit eintlik ons is wat kan sorg dat U koningskap vasstaan. Vergewe ons wanneer ook ons teleurgestel is in ons aardse verwagtings. Dankie Here dat U vir elke Petrus terugbring op ons knieë na U toe. Dat ons besef wie U werklik is en wat U werklik gedoen het. Dankie Here dat ons weer verseker kan wees van U liefde wat U deur U Seun aan ons bewys het. Dat U ter wille van my die verlossing bewerk het. Op die enigste manier wat daar was om my te red. Dat hierdie sekerheid deur die wêreld ook weer klink, dat mense werklik verstaan wat kerkwees is en beteken. Wat werklik gebeur het op Golgotha, sodat die wêreld in die verlossing kan vasgryp en in U genade hulle voor U kan verootmoedig. Amen. Maar deur die verlossing kan ons juis lewe, kan ons bly wees en sing, want God se verlossing maak vry. Dit laat ons nie daar in die afgronde bly, want juis sy verlossing wil ons ophef. Wanneer ons werklik verstaan, wanneer die volle sekerheid van wat God gedoen het deurbreek, dan verander alles. En dan kan ons juig en sing oor ons verlosser. Kom ons staan, dan sing ons die 219, ons sing oor ons verlosser, en dan gaan ons 'n lofgebed ook doen, en daarna sing ons ook uit Openbaring, skrifbereiding 5:3, vers 1, 2 en 5, daardie visioen wat ons het op die lam wat voor God staan, en juis daardeur die boekrol kan ontvang, wat die raadsbesluite van God oor vir die mensheid in vervulling laat gaan. Dis net hy wat daai boek kan oopmaak, wat die toekoms vir ons kan laat gebeur volgens God se raad, op grond daarvan dat hy vir ons geslag is. So ons sluit met dankbaarheid en met jubel. Kom ons staan.
dankie dat ons op grond van die verlossing jubelend voor U kan staan. Met blydskap. Dat ons hoop het wat nou in ons leef. Lei ons, Here, dat ons juist daarom ligbakens in hierdie wêreld sal wees, wat hierdie lig van U evangelie die wêreld indra. Dat ons dit wat U vir ons gedoen het, met ander sal deel. Dat ons onder die leiding van U Gees nuut die woord in hierdie wêreld sal indra en van die verlossing sal juig en het daarvan getuig. Ons dankie, Here, dat ons kon sien ook in die woord hoe dat die sekerheid van die verlossing verandering bring, ook deur die werking van U Gees, hoe dat Petrus wat verloon het, vry uitpreek. En lei ons, Here, dat ook in ons lewens ons nie sal teleurgestel wees met dit wat ons nie op hierdie aarde ontvang nie, maar dat ons jubelend U getuie sal wees in hierdie wêreld met die oog op die toekoms, op dit wat U vir ons laat deurbreek in Christus ons Here. Lei ons, Here, om waarlik kerk te wees en aan U al die lof toe te bring. Want aan U behoort die lof, die eer, die aanbidding van nou af tot in alle ewigheid. Amen.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees. Amen.